Ek het nou vanoggend 'n grappie met hom gemaak en gesê hy raak oud en sy raak jonger. Ek weet nie wat gaan aan nie. Toe sê hy, maar as hy wat haar so jonk hou, toe sê ek, okay, dit werk hoor. Maar dis wonderlik om hulle hier te hê. Hulle het al 'n hele klomp keer kom bedien hier by ons en ons is baie lief vir hulle en hulle het regtig in ons hart ingekruip en ek weet sy het weer iets besonders in stoor vir môre waarmee sy ons gaan seën. So baie welkom sis en mag die Here jou so ryklik seën en net soos die Here jou lei. Okay, so geniet dit vanoggend saam met ons, geniet daar ook en die Here seën vir jou baie baie ryklik. Baie dankie. Okay, is ons almal op die regte lig as hy. Ek wil sommer net van my en Wimpie se kant af vir julle almal sê 'n wonderlike, 'n geseënde 2026. Ek hoop julle is excited oor hierdie jaar. Party mense lyk al klaar moeg. Jana, ons het nou net weggetrek hoor. En ek wil iets sê wat ek hierdie week op my sosiale media ook gesê het is, kom ons koester elke dag van 2026. Want weet julle wat, mark my words, Maart, April maandag gaan ons almal weer sê, nou waar is hierdie jaar nou alweer? Augustus dan gaan ons sê, kyk hoe dit die jaar gevlieg. Maar dis wat ons met ons tyd en energie doen ook, al hier van Januarie af. En ons vertrou die Here vir mooi wonderwerke in elkeen se lewe en dat ons elkeen 'n brandende begeerte sal hê om in God se wil te wees in 2026. Want dit is waar ons veilig gaan wees. Amen. Nou, ek glimlag altyd as ek spesifieke liede kry wat mense my vra om te sing. Nou, party wat hulle my vra is so stok oud, dat daar's nie 'n manier wat ek hulle nou mee kan sing nie. Maar dan is daar liede wat ek altyd mee saamstem en dink, dis as ek ook na iemand se opvoering of optrede gaan kyk of wat ook al, dan ken 'n mens sekere sangers aan sekere liede. En is cool as hulle al hulle nuwe liede sing, maar ons soek maar daai golden oldies ook, nê. Daar's daai liede wat ons net sê, maar dis my favourite lied, hoe kan sy of hy nie daai lied sing nie? En ek dink die lied Hou My Vas is seker maar een van myne, en as mense my vra om te sing, dan sê ek altyd met groot vrymoedigheid, ek gaan hom doen, want dit is maar een van my gunsteling liede ook. So as jy reg is met hom daar skribbel, dan kan jy hom vir ons aansit. Hou my vas tot my laaste tree. As berge val en storms woed, as winde waai, my gees uitruk, Heer, ek smag na meer. Met 'n honger hart bely ek weer hoe nodig het ek U my Heer. Ek is dood sonder U Gees. En hou my vas tot my laaste tree. En Heilige Gees sal U altyd vir my daar wees. En ek vra net, hou my vas tot my laaste tree. Wat vorder kan nie, en ek wil nie sonder U Gees. Voor U staan, ek het wat hoor, 'n honger siel wat na U soek. Heer, ek smag na meer. Net soos Dawid wou, ek vra en smeek, want vrees laat my glo dat ek is alleen. Van waar sal my hulp dan vandaan kom? En hou my
ek kan nie, en ek wil nie sonder u Gees. Nou, ek wil vanmôre, dis nie die boodskap wat ek wil bring nie, maar ek wil vandag jou ook bemoedig. Ek wil 'n liedjie sing, draai om en sê dankie. Verlede week, toe ek bedien het by 'n gemeente, het die program was baie lank gewees en goed, en ek moes so 'n bietjie sny aan my program, want die voorprogram was baie, baie lank gewees, en ek het agterna gedink, ek het 'n ander woord voorberei, en toe besef ek, die Here lê eintlik iets anders op my hart, en toe ek het bedien, toe besef ek, die Here praat eintlik regtig met my en my man in daardie woord, want ons is mos maar deel van die liggaam, ons beteken nie net as jy voor staan, dat die Here jou ook nie wil bedien nie, en daai spesifieke Sondag, het ek so 'n bietjie oogkontak met my man gemaak, en ek het geweet, dat ek en hy het so 'n paar, jy weet, baie keer het jy een groot probleem, en ander keer het jy 'n klomp klein probleempietjies, maar saam maak hulle een groot probleem. Amen. Niks is ernstig en niemand is besig om dood te gaan nie, is nie 'n trein smash wat met jou gebeur nie, maar dit voel net, dit ook nog. Okay, moet ons dit ook nog hanteer. En terwyl ek bedien verlede week, sê die Here vir my, dat hy woon onder die lofsange van sy volk. Het jy 'n dankbare hart? En ek moes in hierdie week 'n klomp mense bemoedig en bedien, en ek het vir mense gesê, weet jy wat, partykeer moet jy pen en papier vat, en 'n kolom maak, jy trek so lyne op die bladsy, en skryf jy een kant van jou bladsy al die bad goed wat met jou gebeur, en dan aan die ander kant al die goeie goed, en alles wat reg is. En dit is interessant hoe die brein funksioneer, want as jy aan die linkerkant skryf, en hier is 'n ou voorbeeld wat ek gebruik, as jy aan die linkerkant skryf, Here, jy moet my help, my kar se 2 voorste tyres is kapot, hulle het my al 6 keer afgetrek, ek gaan nie net boetes kry nie, ek gaan 'n ongeluk maak, ek kort dringend nuwe 2 voorste tyres, en ek het nie geld nie, sê net maar dis op jou lysie, nee. Dan wat jy onmiddellik doen as jy dit klaar geskryf het, 2 voorste tyres, dan moet jy aan die regterkant toe kolom skryf, dankie Here dat die 2 agterste tyres nog okay is. Dankie Here dat ek 'n kar het. Dankie Here dat die gearbox nog fyn is. Dankie dat die shocks nog fyn is. 'n Kar het baie parte hoor. Daar kan baie goed verkeerd gaan met 'n kar, vra party mense, né? En dan gaan jy weer dalk na die linker kolommetjie toe, dan sê jy, Here, my linkernier, my linkernier kel my op. Die dokter is baie bekommerd oor my linkernier. Dis 'n wesentlike probleem. Dan moet jy aan die regterkant gaan skryf, Here, dankie dat die regternier nog fyn is. Dankie dat my longe werk. Dankie dat my hart nog werk. Sien jy hoeveel organe het jy waarvoor jy kan dankie sê? Gaan jy weer dalk terug na die linker kolom toe. Here, ons kort skoolgeld vir die kinders. Regterkant toe kolom. Here, dankie dat ons kinders het. Eina. Dankie Here dat hulle gesond is. Dankie dat ons 'n huis het waar ons kan bly. En voor jy uitveer, dan kom jy agter daai regterkantste kolom is letterlik 100 keer langer as die linkerkantste kolom. En verlede week het ek en my man vir die Here dankie begin sê, omdat dit so verskriklik goed met ons gaan, en die ou klein probleempies wat ons het, wat miskien op daai gegewe oomblik groot lyk, het ons vir die Here oorgegee, en ons kan vandag nou hier staan, 7 dae later en vir die Here dankie sê, hy het daai groot probleem vir ons met vloeiende vaandels opgelos. Maar ons moes eers dankie gaan sê. Dankie Here dat U 'n goeie God is. Dankie dat U die God van die onmoontlike is. Dankie dat U in 2026 nog wonderwerke doen. Amen. Glo jy in wonderwerke? Glo my, ons dien 'n God van wonders. En nou lyk jou probleem vir jou vandag onbeskryflik groot en onmoontlik om opgelos te word, dan bevind jy jou vandag in die regte geselskap. God spesialiseer in die onmoontlike. Hy spesialiseer in daardie goed wat te groot vir jou is om op te los. Dankie Skarabel, sit vir ons 'n mooi liedjie aan en ons sê vir die Here vandag so 'n bietjie dankie vir dit wat hy vir ons doen. En hierdie lied is eintlik 'n dialoog. Die versgedeelte mag jy maar 'n bietjie vra wat jy nodig het, dis okay. Jy mag hy linker kolom vir die Here opnoem. Maar elke keer as ons by die koorgedeelte kom, dan is jy saam met my by die regterkantste kolom. Amen. En dan sê jy vir die Here dankie vir alles wat mooi en reg in jou lewe is. Dankie Skarabel. Draai om en sê dankie. Sal jy saam my heil, my hand vashou, sal jy saam my kniel, my hand verdruk, sal jy saam my glo vir 'n wonderwerk, sal jy saam my bid, my geloof
versterk. Draai om en sê dankie, draai om en gee om eer, draai om en sê dankie, draai om en gee om eer. Maar waarvoor moet ek dankbaar wees? My moed gebreek, my hart, my vlees. En waarom moet ek dan aanhou? Waarop moet ek my toekoms bou? Draai om en sê dankie, draai om en gee om eer, draai om en sê dankie, draai om en gee om eer. En is die rede om moed te hou, nie net mooi woorde om jou op te bou. Sou jy omdraai, sal jy dit kan sien, hoe groot die God is wat ons dien. So draai om en sê dankie, draai om en gee om eer, draai om en sê dankie, draai om en gee om eer. Draai om, sê dankie, draai om, gee om eer, draai om, sê dankie, draai om en gee om eer, draai om en sê dankie, draai om en gee om eer, draai om en gee om eer, draai om en gee om eer. Amen, draai om en gee hom eer. Daar is 'n lied wat my pa Willie Botha geskryf het jare gelede en ek weet dis 'n video wat op Facebook al, en ek gooi nou nie ligtelik die woord viral rond nie, maar dis verseker een van daai video's wat nou al viral gegaan het reg oor die wêreld. Ek en my pa sit by so 'n kampvuur en dan speel hy gitaar en dan sing ons daai mooi liedjie Beloftes. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. En ek is seker 'n klomp van julle ken hierdie lied se woorde, so julle is welkom om hom saam met my pa te sing. Hy staan nou nie regtig hier langs my nie, maar dit gaan goed met hom en dis altyd so lekker om tog maar so nou en dan 'n lied te sing en sy stem saam met my te hoor. Ons het verlede jaar sy 4000ste optrede gevier, kan julle glo? En toe vertel hy weer vir die mense, en ek het dit al bietjie vergeet, dat Moa sing al vanaf ek 7 jaar oud is saam met hom. Ek onthou daardie jare het ons die kansels het daarom almal so bietjie meer streamline geword en so bietjie meer kleiner geword, as ek dit so kan stel. Jare terug se kansels was heavy groot hoor. So hulle moes, wel, even hierdie kansel, moes hulle toe ek klein was, het hulle altyd my stoel agter die kansel gesit, al loer ek net so oor met my 2 bokstertjies, en dan sing ek saam met my pa. Wat 'n voorreg om vandag nog die naam van die Here groot te kan maak, en nog nie een dag spyt te wees, omdat ek 'n keuse gemaak het om vir God te sing nie. Wat 'n heerlike voorreg. So sing saam met my hierdie liedjie Beloftes. As jy saam met Jesus sterf, sal jy ook saam met hom leef in oorwinning. Dankie Skelebo. Beloftes. As jy saam met Jesus sterf, sal jy saam met Jesus leef. As jy in geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Hierdie belofte kom so vaar,
uit die mond van ons Heer. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. Soms word ek moe en moedeloos. Ek verstaan, soms voel ek ook so. Ek is so bly dat jy ook weet. Ek is ook mens, het jy vergeet. Ek was so bang, jy lag my uit. Ek weet hartseer is 'n werklikheid. Ons vind ons krag in die belofte wat hy gee. Want as jy saam met Jesus staan, sal jy saam met Jesus leef. As jy in geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Hierdie belofte kom so waar uit die mond van ons Heer. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. Dit was so goed om met jou te praat, 'n bietjie ons harte oop te maak. om by jou vrienden te kan hoor. Ons kom dieselfde dinge oor. Ek voel nie meer swak, ek voel nou sterk. Dieselfde gees wat in ons werk. Ek kan nou weer opnuut in sy beloftes glo. Want as jy saam met Jesus staan, sal jy saam met Jesus leef. As jy in geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Hierdie belofte kom so waar uit die mond van ons Heer. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. Want as jy saam met Jesus staan, sal jy saam met Jesus leef. As jy in geloof volhard, sal jy saam met hom regeer. Hierdie belofte kom so waar uit die mond van ons Heer. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. En daarom hoef jy vir niks meer te vrees. Amen. Nou, ek sal dit as ek meer as 2 keer al by 'n gemeente opgetree dan julle family. En ek dink vanoggend is my 4de keer wat ek by julle bedien. Ek het 'n vrouefunksie ook al hier aangebied. Ek het eintlik al 'n stuk grond ook hier by julle gekoop. Alhoewel ek het nie heeltemal nie. Ek het deur die lug gevlieg en ek weet nie as die dame hier wat my gevang het daai dag. Daar's hy. She catch me out of the air. Hulle kan vir jou vir die Springbok span opsign hoor. Jy het 'n pull away gehad en jy het 'n recovery van 'n medespeler gehad soos wat ek nog nooit op die veld eers gesien het nie. So ja, ek is deel van hierdie kerk en dit is my familie hierdie en ek wil sommer gou ook net noem hier aan my regterkant en julle linkerkant is daar 'n tafel en ek bring altyd my musiek en my boeke saam by die plekke waar ek optree en die rede daarvoor is dit is ongelukkig glad nie in die winkels beskikbaar nie. So die enigste manier hoe jy wel my musiek of my boeke kan koop is wanneer jy 'n optrede van my bywoon of as jy iets by my bestel en ek koerier dit dan vir jou. Ek het kaartfasiliteite ook en ek wil nie baie tyd daarmee opneem nie. Ek gaan regtig nie my series uitpak nie, want mense koop maar verskriklik min series die laaste tyd en die rede is, hulle het nie meer series spelers nie, maar as jy desperaat nog 'n series soek, want jy het nog 'n series speler, dan sal ek jou met liefde gou help om een daar te kies. Ons het wel oorbeweeg na die USB stokkies toe, julle ken nou al my resitasie, ek het 2 USB stokkies, een het al my Engelse liede op, dit het ook my nuwe Engelse liede op, en
Engelse lied wat ek saam met enige iemand ook al ooit opgeneem het, soos my pa of my dogter. Dit is op die Engelse USB stokkie. As jy wonder watter een dit is, die boksie het 'n rooi sticker op. As jy die stokkie uithaal, is daar rooi gegraveer Tanya Strauss English songs. En julle weet ook om ek die rooi kleur gekies het vir die Engelse een. Ek het groot geword, Engelse mense het ons rooi nekke genoem. Right, so dis die rooi nek stokkie. Dan pynig dit my vanaand om vir die blou bulle geluk te sê. Finally, ek is 'n stommer, so ons is nou nie so happy nie, shame ja. Maar ons het julle nou maar net bietjie beerd gegee. Sien die Jesus gesindheid, ons het julle hierdie naweek kans gegee dat julle nou maar bietjie wen en voel hoe voel het, en ons het bietjie empatie met julle gehad, en ons het toe nou nie gisteraand gewen nie, maar anyway, so my blou bulle, my stommer stokkie, want hy's wit en blou, is al my Afrikaanse liede, al my Nederlandse liede, en ook natuurlik enige Afrikaanse duet, wat ek saam met my pa of enige iemand anders al ook opgeneem het, so dit is weer al die Afrikaanse musiek, van al die jare wat ek al sing, so daai twee stokkies, het 'n magdom musiek op. Die Afrikaanse stokkie dink ek het net so onder die 100 liede op, en die Engelse een het ek dink 80 liede op. So as jy daai twee stokkies sou koop, jy hoef niks te koop nie, maar as jy al twee koop, dan gaan ek vir jou omtrent om die aardbol kan vergesel, jy gaan baie ver kan reis, en lekker saam met my kan sing, en ja, baie dankie vir julle ondersteuning met dit ook. Ongelukkig gaan ek nie elke liewe CD wat ek al ooit opgeneem het op 'n aparte stokkie kan sit nie. Dit gaan net chaos wees by die plekke wat die mense stokkies druk en goed. So ek het besluit om liewerste net die twee uit te bring. Ek het ook besluit om Engels en Afrikaans te split. Die rede daarvoor is, mens bedien baie keer by provinsies of dorpe of lande waar mense niks Afrikaans verstaan nie. En dan help dit nie, jy het een gesamentlike stokkie en 3/4 van die musiek kan hulle nie die taal verstaan nie. So dis hoekom ek die tweekies ook gesplit het. Dan wil ek net vinnig genoem, ek het 4 boeke ook op die tafel. Die eerste 2 boeke, sy naam is Skop jou skoene uit en haal asem. As dit die Here se wil is, gaan daar dalk voor die einde van die jaar 'n derde opvolg wees vir daai reeks. Daardie is my reeks wat ek geskryf het spesifiek vir die vroue geslag. Ek diskrimineer nie teen die mans nie, ek kom maar net agter ons het baie meer hulp nodig as mans. Amen. Die manne weet nou nie of hulle nou met amen so wat met hulle doen nie. Meneer, jy kan maar saggies knik, ek sien jou, I've got your back. Ek het boeke geskryf om jou vroukie te help. Die eerste boek het ek geskryf toe my kinders baie klein was. Dis die season van jonk getroud, klein kindertjies, al die uitdagings en humor wat daarmee gepaard gaan. Haal asem is geskryf in die season waar my kinders tieners was en young adults, en die raad wat ek daar gee, kom nie uit 'n verhewe plek uit nie. Dis wanneer ek eerstehands goed leer en goed ervaar, en is rou en eerlik geskryf. Nou die derde opvolgboek is ek ook mee besig, want ek en Wimpie is nou ouma en oupa, julle weet dit ook al, so ons is nou in daai volgende fase. Ek wag net dat ek's nou by young ouma nog, maar ek wag net dat ek net nog so 'n bietjie 'n premium ouma word. Verstaan julle? Ek is nou nog net so in my baba skoene met ouma wees. So ek wil net nog so 'n bietjie slimmer word, dan sal daardie boek uitkom, en dan vat ons ook die journey saam met julle, ook om grootouers te wees, want wat 'n belangrike rol speel 'n mens nie, eintlik ook in jou kleinkinders se lewe nie. So dit is daardie reeks. Dan die ander reeks is die storieboeke. Alles wat ek skryf is vir die uitbreiding van God se koninkryk. Ek skryf nie of sing enigiets wat nie oor die Here gaan nie. So my storieboeke is al twee ook properste geestelike romans storieboeke. En ek nooi ook al die dames uit. Die boek Jessie is my topverkoper op die stadium, en as dit die Here se wil is, my maand, die 30ste Mei, stel ek Jessie se opvolg, se maatjie vry. So julle is welkom om dit by te woon. Ek sal vir pastoor en almal ook daai uitnodiging stuur. Ons hou gewoonlik 'n groot partytjie saam met die Here om vir die Here dankie te sê en bietjie meer oor die boek te praat. Te goed luister ook op radio Pretoria FM en Radio Kansel gaan ons ook daardie boek launch. So as jy nou nog nie een van my boeke het nie en jy is lief vir lees, skaf dit gerus vir jou aan. Ek het die pryse baie billik gemaak. En dan wil ek baie spesifiek sê, as jy nie lief is vir lees nie, koop 'n Tanya Strauss boek. Ek het dit bitter maklik vir jou gemaak, okay. Ek het geskryf spesifiek vir mense wat nie lief is vir lees nie. Want ek wil so graag hê, mense moet weer aan die lees kom. Kom ons wees gou eerlik, ons word elke jaar dommer. Weet julle hoekom? Ons lees nie. Ons is op ons fone heeldag, ons kyk heeldag kort videoetjies, en die Chinese lag lekker vir ons, want hulle stel hierdie TikTok en al hierdie goed vry,
En die videoetjies word al hoe korter en al hoe meer entertaining. En dit maak dat ons aandagspan al hoe korter word. So eintlik is sosiale media besig om ons dom te maak. En dit is baie goeie. Ek sê nie nou net oor geestelike leesstof nie, geestelike leesstof is nog ekstra beter. Maar hoe meer jy lees, hoe slimmer word jy. En jou brein kry ook oefeninge. Ons moet regtig nie dit onderskat nie. Ek het gister so vir my kleindogter gelag. Ek het 'n boek, ek en my dogter, en op die agterkant is 'n baie bekende skrywer se foto, ou John Grisham. En sy vra toe, wie's die oom? Ek sê, "Vader, dis John." Nou sy so lief vir daai boek, oral waar ons gaan stap met haar pram, met die boek saam. Sy wil John moet saam ry. Sy kan nog nie lees nie, maar sy is daarom al lief vir 'n boek, so ons vorder. En ek wil regtig mense aanmoedig om meer te lees. Skryf vir jou goeie, gesonde leesstof wat jou bou, leesstof wat jou stig, en ook leesstof wat jou nader aan die Here bring. Wat 'n wonderlike voorreg om op so 'n manier ook mense te bedien. Ek het genoem, ek het kaartfasiliteite, so julle is welkom om na die tyd daar gaan kyk. Ek wil 'n lied sing wat ek jare gelede geskryf het. Die lied se naam is Ek sal nie twyfel. En ek ervaar vandag is iemand in hierdie gemeente, dalk meer as een iemand, wat sê, Tanya, dis nou mooi dat jy vandag die Here dankie sê vir 'n wonderwerk in jou lewe, maar ek, Tanya, is nog besig om te bid vir 'n wonderwerk, en dit voel of die Here my nie hoor nie, en dit voel of die Here my nie sien nie, en hierdie storm raak nie rustig om my nie. Wie ook al jy is vandag, jy weet met wie praat die Here. Ek wil vandag vir jou sê, soms maak die Here die storm kalm, soms vat hy jou verby die storm en om die storm, en ander kere vat hy jou deur die storm. En al drie is 'n magtige mirakel. Dis wonderlik as die Here 'n storm stil maak, dis wonderlik as die Here jou verby en ompad vat om 'n storm, maar moenie onderskat hoe groot mirakel dit is as die Here jou deur 'n storm vat nie. Dis miskien die pynlike pad, maar jy gaan eendag terugkyk en sê, ek weet nie hoe ek deur het nie, maar God moes my deurgedra het. Jy voel dalk nie vandag op 'n plek waar jy al kan getuig nie, want jy's nog in daai storm, maar jy's nie alleen in daai boot nie. Die Here sê vir jou, hou op, rondhardloop, en kyk, ek sit saam met jou in hierdie bootjie, jy's nie alleen nie. So ek weet nie hoekom hierdie lied op my hart lê en vir wie ek dit moet sê vandag nie, maar dit is spesiaal vir jou wat vandag so gevoel het. Baie dankie Skarbo, ek sal nie twyfel. Twyfel in my hart kom lê, sal U nog steeds die antwoord hê, en sodat pyn in my liggaam wees, Jesus kan dit nog steeds genees, en so die storms om my voet, my Heer, ek ken my vrees en atmosfeer, also die wêreld in U twyfel, Heer, ek sal nie twyfel nie, my Heer, sodat daar kom wat ek nog sou wees, ek ken my liggaam, ek ken my gees, en so ek swak word en soms moet verloor, sal U nog steeds my bede hoor. En so die storms om my voet, my Heer, ek ken my vrees en al my seer, also die wêreld in U twyfel, Heer, ek sal nie twyfel nie, my Heer. Wanneer wanhoop al my vreugdes deel, kom dra asseblief my las bedeel. U was 'n mens, U ken my hart se seer, volmaakte liefde maak my heel. En so die storms om my voet, my Heer, ek ken my vrees en
sien. Al sou die wêreld in U twyfel, Heer, ek sal nie twyfel nie, my Heer. En sou die storms om my voet, my Heer, ek ken my vrees en al my seer. Al sou die wêreld in U twyfel, Heer, ek sal nie twyfel nie, my Heer. 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 Amen, dankie Here. Amen. Kom ons sluit ons oë en ek gaan 'n lied sing voor ek 'n kort woord gaan bring. Ek weet ons kinders en ons tieners het die gebou verlaat en hulle ontvang woord op 'n ander plek. En ek weet as mens met tieners en kinders praat, dan moet jy altyd baie kort en kragtig bedien, want die slim mense sê jong mense kan maksimum 20 minute konsentreer en dan moet jy nog baie entertaining ook wees. Maar wie julle na baie jare in die bediening het ek agtergekom, groot mense ook. Right, so ek gaan nie lank praat nie, ek het nie 'n lang storieetjie nie, ek het nie 'n lang preek of boodskap nie, ek het 'n kort gedagte, maar ek glo dis 'n ongelooflike woord, veral vir die begin van 2026. So ek gaan vra terwyl ek hierdie lied sing, die lied se naam is No One Ever Cared For Me Like Jesus. Dit is 'n splinternuwe Engelse lied wat ek opgeneem het, en ek gaan vra dat jy die Heilige Gees gaan vra om solank net jou hart voor te berei, om ontvanklik te wees, want ek kan saai like crazy van vooraf, maar as jou hart nie vrugbaar is nie, as die grond nie vrugbaar is nie, gaan nou absoluut niks met daai woord gebeur nie. Jy gaan dieselfde uitstap as wat jy ingestap het. So kom ons vra die Here om ons harte voor te berei en ontvanklik te wees, nie vir Tanya nie, maar vir sy Heilige Gees. Amen. Dankie Skelebol. No one ever cared for me like Jesus. If my heart could tell a story, if my life would sing a song, if I have a testimony, if I have anything at all, no one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and grey and all my days are numbered on the earth, let it be known in you alone my joy was found. My joy. Let my children tell their children, let this be their memory, that all my treasure was in heaven, and you were everything to me. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. When I'm old and grey and all my days are numbered on the earth, let it be known in you alone my joy was found. I'm still in love
You're still my everything. No one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone my joy is found. Amen. Ek wil vanmôre die kort woord wat ek wil bring is daar's 'n baie bekende internasionale wêreldbekende gospelsangeres wat eendag so mooi gesê het. Sy het gesê reg oor die wêreld is ek bekend vir my musiek. Maar Jesus ken nie my en is nie geïmpres met my stem en my musiek nie. Want is in elk geval hy wat my die gawe en die talent gegee het. So ek kan nie die Here beïndruk met my talente nie en jy ook nie. Die Here ken jou net based aan die relationship wat jy met hom het. So ek staan vanoggend hier voor julle as 'n sangeres wat gospel sing en skryf en alles. En vandag is hierdie woord vir ons almal. Nou jare gelede, ek het 'n paar keer al die Bybel deurgelees omdat ek verskriklik lief was vir lees van baie kleins af. En van kleins af, wel toe ek 'n klein dogtertjie was en 'n tiener was daar 'n skrifgedeelte wat my altyd vreeslik ontstel het. En ek het nog altyd baie eerlik met die Here ook gepraat en ek het altyd vir die Here gesê ek verstaan nie so lekker hierdie skrifgedeelte nie. En dis die gedeelte waar daar geskryf is in Matteus 25 oor die 10 diensmeisies, die 10 maagde. En elke keer as ek daai gedeelte gelees het, dan dink ek, ja, is nogal gruel. Ek meen, die bruidegom het nogal lank gevat, hulle olie het opgeword, sulke goed gebeur. En hulle het almal was nou baie naby aan die bruilofsmaal en bruilofplek waar hulle moet wees. En ons 10 girls, en 5 het genoeg olie gehad, jippie vir hulle, maar die ander 5 se olietjies was min en baie laag, en toe vra hulle die ander 5 of hulle bietjie olie kan leen, en hoe nasty was die ander 5 om te sê, nee, dis ons olie, gaan soek jou eie olie. En toe gaan hierdie ander 5 girls, en hulle gaan soek die ander olie, en toe is hulle net nie betyds terug nie. En toe sê die bruidegom, gaan weg, ek ken jou nie. Ek daai gedeelte, ek weet nie van julle net my nog altyd boundstel. Dit het nie vir my baie fair geklink nie. Maar onthou, dis 'n gelykenis, dis 'n storie, wat 'n geestelike message vir ons wil gee. So ons moet begin vandag vra, wat verteenwoordig hierdie storie? En ek dink wat ek besef het met daardie verhaal soos ek ouer geword het, is nommer 1, herinner dit ons aan dat ons nie weet wanneer die Here gaan kom nie, en dat ons altyd gereed moet wees. Nou ek weet daar was baie kontroversie gewees, en ons almal, jy moet onder 'n klip gebly het om dit nie te weet nie, en daar was laas jaar vreeslike hoe-haas gewees oor wie, wanneer, waar, wat gaan sê, en wat gaan doen, en wanneer gaan die Here kom, en al hierdie dinge. En ek het in daai tyd ook bedien en gesê, daar staan met rede, dat die Here kom soos 'n dief in die nag, want die Here het nie gebruik nie net idiome en goed, sommer net los en vas, en daar's nie 'n rede daarvoor nie. En die beste manier hoe ek die dief in die nag kan verduidelik, is wanneer 'n man en 'n vrou getroud is, en die man gaan weg op 'n ver reis, en ons weet almal, daar's mense wat, die man werk dalk in 'n ander land, in Amerika of Australië of wat ook al, en die man is nie presies seker hoe lank hy daar gaan werk nie, hy weet nie presies wanneer sy kontrak gaan klaarmaak en wanneer hy gaan terugkom nie. As hy 'n goeie, getroue, loyale, pragtige vroutjie by die huis agterlaat, dan verlang sy na 'n man, en sy maak hom dalk gek op die foon, en sy vra heeldag vir hom, liefie, wanneer kom jy terug? Ek mis jou, wat sê jou baas, wanneer kan jy terugkom? Haar die heeltyd vra van wanneer kom jy terug, kom uit 'n plek uit van intense verlange. Ek mis jou, jou plek is leeg in die huis. So sy maak hom gek, en sy is nuuskierig, en sy wil weet wanneer hy kom. Maar haar vra is uit 'n plek uit van, ek wil by jou wees, en ek wil hê jy moet by my wees. Sou daai selfde vroutjie 'n slegte vroutjie wees, 'n lui vroutjie, 'n losbandige vroutjie, en sy is dalk skelm by die huis besig om haar man te verkil,
en sy hou nie die huis in stand nie, en sy worry nie of sy versorg is nie. As sy dan met haar man oor die foon sou praat en sy wil kort weet wanneer hy kom, dan vra sy nie daai vraag omdat sy hom mis nie. Sy wil vooruit weet wanneer kom jy sodat sy die huis kan skoonmaak, haar gewig kan mooi reg hê en dat die skelmpie nie daar kan wees nie. Verstaan julle wat ek sê? Sy wil nie op heterdaad betrap word nie. So haar manier van vra, wanneer kom jy? En ek wil graag weet wanneer jy gaan land. Kom uit 'n plek uit van sodat jy my nie uitvang terwyl ek stout is nie. En dis hoekom die Here sê hy kom soos 'n dief in die nag, want hy weet die goeie bruid wat vir hom wag, verlang na hom. En hy troos ons en hy sê, ek weet jy mis en ek weet jy kyk uit. En wees net gereed. Maar hy gaan nie die dag en datum noodwendig vir ons daar so stiptelik uitsit nie, want die vrou wat net ontslaa raak van die skelmpie, gaan net betyds gou ontslaa raak van die skelmpie, dat sy gereed kan wees vir haar man. En die Here wil weet, wie wag met die regte hart vir hom? Dis my leuke manier om daai te verduidelik. Jy mag met my verskil, maar ek sien uit na die koms van die Here, omdat ek by hom wil wees en wil hy met my kom haal. Maar ek moet nog steeds gereed wees. En nou kom ons terug by die lampie storie. Hierdie dametjies wat nie genoeg olie gehad het nie. Ek dink die olie levels het nie oornag min geraak nie. Dit het stelselmatig al hoe minder geword. En op 'n dag het hulle agtergekom, ons besef nie eers ons lampies is al amper dood nie. En hoekom besef ons dit nie? Want ons sit die heeltyd saam met ons vriendinne, wat se lampies vol is, en wat se lig helder skyn. En net so wil ek in 2026 gemeentelede en kerkmense waarsku. Wanneer jy in die kerk tussen 'n klomp ander kinders van die Here sit, kom jy nie altyd agter jou lampie is besig om dof te brand nie. Want jy staan en jy sit langs medekinders van die Here wat se lig helder brand. En wanneer ons worship, wanneer die band hier speel en almal steek hande op en ons sing lekker saam, dan lyk jou lampie ook dalk of hy helder skyn. Maar die belangrike ding wat ons vandag moet besef, is die Here gaan elke een apart oordeel of jou lamp vol of leeg is. As jou pa 'n predikant was, beteken dit nie jy het outomaties 'n vrypas hemel toe nie. As jy elke Sondag kerk toe gaan, beteken dit nie jy het 'n verhouding met die Here nie. Hoe naby is jou relationship met die Here? Sit jy in 'n sirkel waar jy wegkom, dat dit nie lyk of jou lampie al flou brand nie. En ek wil aansluit by 'n ander skrifgedeelte, wat eintlik so mooi hierdie enetjie bymekaar bring. Dit is Handelinge 26. Nou ons almal weet, Paulus het nooit 'n kans laat verbygaan om te preek nie. Hulle kon ewen hom vryspreek en sê, ek wil nie net vrygelaat word nie, julle het my aangekla, ek soek 'n geleentheid om te praat, nee. En nou kom 'n geleentheid waar hy elke keer weer getuig hoe die Here sy siel gered het, sy Damaskuspad, storie wat hy altyd vertel hoe hy die Here vervolg het, vertel het hoe die Here hom nuut gemaak het, en dan kom hy by 'n mooi gedeelte op 'n stadium, en hy sê vir die mense met wie hy ook praat, die volgende. Daar's verskillende vertalings, en daar staan daar, ek stuur jou, of jy word gestuur. En dan sê hy, wanneer jy gestuur word en ek gestuur word, die Here sal jou beskerm teen Israel. Hy praat met hierdie mense wat in hulle eie volk gaan moet gestuur word. En dan sê hy verder, en hy sal jou beskerm teen die heidene nasies, na wie die Here jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak, sodat hulle van die duisternis tot die lig, en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God. En ek wil vandag aan die begin van 2026 sê, ek en jy het elke een 'n baie belangrike opdrag. Die Here stuur ons. Jy hoef nie 'n sanger of 'n gospelsangeres of 'n prediker te wees om gestuur te word nie. Pastoor Andries is awesome en hy bedien sy hart uit naweek na naweekie van voor af. Hy kyk na sy skapies.
Maar besef julle dat elke een van ons beweeg in kringe waar ek of pastoor Andries nooit in gaan kom nie. Jy het kollegas en familie en bure wat ek en pastoor nie ken nie. Ons gaan nooit met hulle praat nie, ons gaan nooit by hulle uitkom nie. As jy 'n mechanic vandag is, die mense met wie jy werk, gaan ek nooit by uitkom nie. As jy 'n haarkapster is, jou kliënte is jou bedieningsveld. En soms stuur die Here ons tussen medegelowiges in, tussen ons eie mense in, en soms stuur hy ons tussen klomp sondaars en heidenasies in. En hy sal jou beskerm, hy sê ek sal jou beskerm. Maar jy moet mense van jou lewe moet getuig. Jy moet hulle oë oopmaak. Ek sê altyd, gaan preek van mense. En net wanneer dit uiters noodsaaklik is, gebruik woorde. Jy hoef nie altyd Bybelversies op te sê nie. Jou lewe moet 'n testimonie wees van jou verhouding met die Here. En jou lewe moet mense se oë oopmaak, sodat hulle van duisternis na lig toe kan gaan. En nou is my vraag, en hiermee sluit ek af, hoe gaan jy mense uit die duisternis na lig kan lei, as jou olie laag is? As jou lampie flou is, hoe gaan jy 'n verskil maak tussen die mense wat die Here jou instuur? So jy het in 2026 'n baie belangrike opdrag. Jy moet mense se oë gaan oopmaak. Jou lewe moet getuig dat jou olie vol is. En so cruel soos wat daai 5 meisies gelyk het, deur te sê ons kan nie ons olie vir jou gee nie. Wat hulle eintlik wil sê, die olie verteenwoordig die Heilige Gees. En ek wil vandag sê, ek en jy, dis nie soos 'n bloedoortapping, dat ons gou-gou die Heilige Gees by mekaar kan leen, en kan oortap, en kan steel, en kan barrou, en al hierdie goed nie. Jy het 'n verhouding met die Here, of jy het nie 'n verhouding met die Here nie. Jy kan nie op iemand anders se rug hemel toe ry nie. Hoe staan jou saak vandag met die Here? Is jou lampie vol? Want jy sit vandag mans en vrouens langs mekaar. En ek gaan afsluit met my laaste lied. Maar ek voel vandag, ek wil sê, sit mans en vrouens vandag langs mekaar. En ja, die Here het baie grace, en daar is baie skrif wat ook sê, wanneer jou geliefde die Here dien, dan kry jy ook dalk partykeer so 'n bietjie meer grace, nee. Maar jy kan nie op jou vrou of op jou man so olie hemel toe gaan nie. Jy lyk dalk goed langs iemand, maar eendag gaan die Here kom, en ek wil jou beskerm vandag, en ek gee die woord vir jou vandag, want mag nie een van ons, predikers, sangers, whoever vandag in hierdie kerk is, mag nie een van ons eendag daai woorde hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Ek het begin deur vanoggend te sê, die Here is nie beïndruk met jou talente en gawes nie. Hy ken jou net, of jy 'n verhouding met hom het of nie. En as jy nie 'n verhouding met hom het nie, wil ek nie hê jy moet eendag daai woorde hoor, gaan weg, ek ken jou nie. So ek wil vanmôre jou 'n kans gee, terwyl daar nog tyd is, die bruidegom het nog nie gekom nie. En hy sê, hy stel nie sy koms uit, omdat hy net snaaks is of spytvol is nie. Hy stel sy koms uit, omdat hy mense kans wil gee wat se lampies leeg is. Maar ek en jy weet nie hoe lank hierdie genade nog gaan hou nie. So vandag is jou datum, 25 Januarie, hoor jy die woord baie eenvoudig. Ek het dit nie ingewikkeld gebring nie. Jy hoor vandag, as jou lamp leeg is, jy het nog tyd. Moenie wag en uitstel nie. Want as die Here môre kom, of as die Here vanmiddag kom, of as die Here oor 'n week of oor 'n jaar kom en jou lamp is leeg, wat gaan hy vir jou sê? Wat gaan hy vir my sê? So ek gaan vra, kom ons sluit ons oë. En ek gaan afsluit met hierdie lied, Love Like This. En hierdie lied herinner ons net vandag, ons verdien nie hierdie genade nie. Ons verdien nie hierdie kans nie. Ons verdien nie hierdie olie nie. Weet jy hoe groot geskenk is hierdie olie? Hoe kan jy dit nie wil hê nie? Hoe kan jy nie 'n verhouding met die Here wil hê nie? Hoe kan jy nie vol van die Heilige Gees wil wees nie? Weet jy hoe arm is jy? Daar in die duisternis. Weet jy hoe leeg is jy? Die Here wil jou volmaak vandag. Ek gebruik simbole vandag, maar ek wil vandag hê jy moet die woorde hoor, hy wil jou volmaak met sy heerlike, heilige, goddelike olie. Maar jy moet wil sê, ek is leeg, Here, maak my vol. Vrou, kom ons sluit ons oë, en as jy vandag wil sê, Here Jesus, hier's my lamp, maak my vol,
En stuur my tussen my volksgenote, maar stuur my ook na die sondaars toe. Stuur my na die heidene toe, Here. Gebruik my lewe om mense se oë oop te maak, sodat hulle van die duisternis na die lig kan draai. Gebruik my in 2026. En as jy dit saam met my wil sê, terwyl ons oë sluit, kan jy my jou hand opsteek en saam met my net bid en dit vir die Here vra. Dankie Scalable Love, like this. When I am a wasteland, you are the water. When I am the winter, you are the fire that burns. When I am a long night, you are the sunrise. When I am a desert, you are the river that turns to find me. What have I done to deserve love like this? What have I done to deserve love like this? Your voice like a whisper, breaking the silence. You say there's a treasure, you look till you find it, you search to find me. What have I done to deserve love like this? What have I done to deserve love like this? I cannot earn what you so freely give. What have I done to deserve love like this? Hallelujah. Hallelujah. What have I done to deserve love like this? What have I done to deserve love like this? I cannot earn what you so freely give. What have I done to deserve love like this?
sluit ons oë. Gaan vir pastoor vra om so lank na vore toe te kom, terwyl die musiek saggies vir ons speel. Here, daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien om u bruid te wees, nee. Here, om te dink dat u ons gekies het. Here, en u stel nie u koms uit, omdat u spiteful is, nee. U wil ons nog kanse gee, om vol van u lieflike olie te wees. En Here, u wil ons stuur, want ons soveel verlore siele, in Pretoria, in Suid-Afrika, in hierdie wêreld. Vul ons, Here, met u lieflike olie. Stuur ons, om mense se oë oop te maak. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Prys die Here. Dit was besonders, né? Weet jy, terwyl sy die een lied gesing het, No one ever cared for me like Jesus, toe onthou ek 'n ou lied, kan jy hom onthou? No one ever cared for me like Jesus. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here gee om vir jou, al gee ander ouens nie om nie, die Here gee om. Ek en jy gaan in elk geval nooit almal tevrede kan stel nie. En weet jy wat, almal gaan nie altyd van jou hou nie. Maar is ook okay. Solank my saak met God reg is, en my olie reg is, as die Here kom, dat ons saam sal gaan. En wie voor ons aangaan, Michael, julle kan so lank vorentoe gaan. As jy vanoggend gebed nodig het, weet jy wat, ons sal saam jou bid. So vir die Here vra dat hy vir jou help, dat jy vanoggend kan agterkom. No one ever cared for me like Jesus. Jy moet vir my vir Lily bring haar so lank vorentoe. Julle, die dokters het gesê, daar is nie veel wat hulle kan doen nie, sy moet elke 6 maande kry sy goed wat hulle vir ou mense gee, hulle kan niks met haar bene doen nie, want is nie sterk genoeg nie, en hoe oud is sy nou? Sy is al 2,5, sy kan nog nie loop nie, en sy het al hoeveel keer bene gebreek, en ons moet vanoggend God vertrou, no one ever cared for me like Jesus, en die Here gee om vir haar. Want hy het gesê, laat die kindertjies na my toe kom. En as daar nog iemand is wat sê, asseblief bid net saam met my. En ek het net die Here vanoggend nodig, dat ek net kan ervaar, no one ever cared for me like Jesus. En ek weet die Here gaan vanoggend iets baie besonders doen. En ek gaan vir jou vra, jy moet kom bedien vanoggend hierso. Want jy sê mos, jy is nou 'n jong ouma, nou kom, daar is jou beerd. En ek weet die Here gaan help, en die Here gaan onderneem op 'n besonderse wyse. Wie staan nog, wat sê asseblief, bid net saam met my ook, ek het die Here so nodig vanmôre. En ek weet God gaan intree, en God gaan help, en hy gaan iets besonders vir jou doen vanmôre. Want daar is niemand soos ons die Here nie. Kom ons bly net aan aanbidding. Michael, hulle gaan so liedjie of 2 sing, dankie vir hulle wat nou vorentoe kom. Gesien, hier is nou weer iemand wat kom, sê net, Here, hier is ek wil net vanoggend weer ervaar, no one ever cared for me like Jesus, en Here, ek weet, u gaan vanoggend vir my iets doen, u gaan vir my iets doen, dankie Jesus, dankie Michael, julle kan aangaan. Come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you've helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back to you. You're the Father of creation, the risen Lamb of God. 'Cause you're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free
with love and liberty, and I can walk with you every night and every day. We come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you've helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back to you. 'Cause you're the Father of creation, the risen Lamb of God. 'Cause you're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. Then I could walk with you every night and every day. Yes, you're the Father of creation, the risen Lamb of God. 'Cause you're the one who walked away from the empty tomb that day, and you set your people free with love and liberty. Then I can walk with you every night and every day. Lord, let me walk with you every night and every day. I want to walk with you every night and every day. As we come into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you've helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving all my praises back to you. Jesus, hear me, Jesus, hear
More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the mist that beats. More than anything, and Lord, as the time goes by, I will be by your side. 'Cause I never want to go to my own life. I need you more, more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more. There is gladness in my
van die Heilige Gees, will let the dew of heaven fall upon my thirsty soul.